Tanya, ek wil praat oor leptienweerstandigheid en natuurlik die rol wat kortisol by dit speel. En daar's 'n eenvoudige produk op die mark wat hierdie ding kan aanspreek. En ons het, soos ek genoem het, EKL wat 'n reeks kry is wat wondere verrig in gewigsverlies. Maar hierdie faktor moet saam met ander artikels oor produkte gelees word oor gewigsverlies, want dit is nie net een ding nie. Onthou dat ghrelin verhoog verhongering en leptin is die hormoon wat veronderstel is om jou nie honger te maak nie. En wanneer jy honger word, met ander woorde neem ghrelin oor, en wanneer jou leptin nie met jou brein gesels en sê, wow, hier is genoeg energie in my vetselle nie, dan, met ander woorde, is die wêreld verkeerd. Om gewig te verloor is vir sommige mense bitter swaar lewenservaring, 'n erge stryd en lyding. Saak van gebed en hoop en 'n saak waar hulle eie selfbeeld hiermee skend, omdat hulle nie kennis het van die faktore wat 'n rol speel binne in hulle liggaam en hoe om dit te bestuur nie. En hoop word 'n dief in die nag, een wat nooit waar word nie. 'n Vetdief gebruik die geluk en 'n nalatenskap van 'n baie seer mens. Baie mense wat gewig wil verloor, se pad is soveel moeiliker as wat ons alledaags besef. Moeiliker omdat hulle nie goeie kennis dra van faktore wat gewigstoename veroorsaak nie. Maar dan, daar's ook soveel raadgewers wat alles weet oor gewigsverlies en al die antwoorde hê met slim bemarking, en al hierdie antwoorde laat die mense verleë en seer en stikken en vele keer moedeloos, want niks werk nie, want jy verstaan nie wat binne in jou liggaam gebeur nie. Die derde rolspeler wat hier 'n faktor is, en ons noem dit die vethormoon, of die vetmaakhormoon, is die produksie van kortisol van die byniere, wat ek baie graag apart wil behandel. En die liggaam is biologies geprogrammeer om energie of dan vet te preserveer, te bewaar, in 'n spensie te sit vir hongerdae. Die hormoon wat jou brein opdrag moet gee om van gestoorde energie gebruik te maak is leptin. Maar nou praat die brein en die leptinhormoon nie met mekaar nie, en dit is waar ons die skakelaar moet aansit. Dit moet in die brein deur die bloedstroom die regte inligting voorsien. En sou daar genoeg energie beskikbaar wees, met ander woorde dat jou leptin met jou brein die regte taal praat, moet die brein in normale omstandighede eers die energie verbruik wat in vet gestoor is en nie energie daarin stoor nie. En wanneer die brein dan nie die syne van die bloedstroom reg lees, kan ontvang of interpreteer nie, ontstaan daar 'n toestand van leptienweerstandigheid. Leptienweerstandigheid is die een faktor in enige gehalte gewigsverliesprogram wat aangespreek moet word. Die program en die produkte daarin moet slaag om die brein en die bloedstroom met hulle kodes dat hulle reg met mekaar kan praat, om gestoorde energie eers te gebruik en nie te dink dat jou liggaam is in 'n stresmode nie. En hier is waar ons nou die probleem kry, want die oomblik wanneer jy stres, gaan jou liggaam in 'n veg of vlugmode in, en dan skei die bynier kortisol af. Een van die produkte wat ons gebruik is 'n produk met die naam van licorice root. Licorice root is 50 keer sterker, soeter as wat suiker is. En in die literatuur bewys dit dat die brein, dat licorice root die reseptore van leptin binne in die brein stimuleer, sodat jou brein nie sonder inligting kan funksioneer nie, en nie dink jy is in 'n oorlewingsmood nie. En dis waarom ons leptin, die licorice root, in ons leptinproduksie sit. Ander bronne wat in die literatuur beskikbaar is, licorice root of die wortel dan wat hulle gebruik, dit stimuleer ook die PPAR-alpha faktor binne in die bloed, wat maar 'n proteïen is, en hierdie proteïen, onthou licorice root stimuleer die afbreek van vet, dit reguleer die liggaamse metabolisme, bring bloedsuikervlakke af, en dit help om suiker en stysels en proteïene binne in die liggaam af te breek. Hierdie licorice root stimuleer ook die konsentrasievlakke, is baie nou betrokke, die literatuur is vol daarvan, en dat dit gemoedstoestande stabiliseer en dit verminder ook insulienweerstandigheidsvlakke binne in die liggaam, wat in effek beteken dat jou liggaam weer sensitief word vir insulien, en insulien is die hormoon wat voeding binne in jou selle intrek.
belangrik en ek wil dit opsommend noem. Dit stimuleer die PPAR-alpha proteïen wat fokus om die wit sagte maagvette af te breek in die liggaam. Dis die vette om die maag en organe en bitter bekend is vir hulle bydra tot hartvaskiektes, kanker, depressie en ander probleme. Met minder eet ook omdat dit natuurlike versadiging meebring. Licorice root verminder eetlus natuurlik deur die leptienreseptore se kommunikasie aan te spreek en te sorg dat die boodskap korrek aan die brein oorgedra word. Nog 'n belangrike maarmaak ensiem word met hierdie licorice root in die brein gestimuleer, naamlik die monofosiete activated protein kinase of AMPK. Hierdie ensiem is bekend as die liggaam se meester reguleerder of van energie metabolisasie, master regulator of energy metabolism. Hoekom is dit belangrik om hierdie gedeelte van die brein te verstaan? Wanneer die kontrolesentrum van jou brein, die hypothalamus wat die autonome stelsel en die pituitêre klier reguleer, agterkom dat die liggaamsenergievlakke laag gestimuleer die brein die vorm van hierdie proteïen AMPK. En dit is 'n belangrike stimulasie want hy dien as 'n sensor binne die selle van die liggaam. Navorsing beglo dat hoe ouer mense word, hoe meer verminder hulle AMPK-aktiwiteite, wat verklaar waarom daar veranderinge in gewig, aptyt en energie vlakke plaasvind. Maar vir AMPK is daar ook 'n natuurlike antwoord. Dit word gestimuleer deur 'n klein bietjie verhondering en ook vas. Tekort aan energie stimuleer die vorm van hierdie proteïen AMPK. En soos van tevore ook al gesê, die belangrikste ete van die dag is die ete wat jy nie eet nie, juis om hierdie AMPK proteïen in die liggaam te stimuleer en dan werk jou metaboliese prosesse. Hulle soek nou oral in jou liggaam kos en energie om jou liggaam aan die lewe te hou. Adipokenien word dan afgeskei by vas van verhongering. Verhongering kommunikeer deur die bloed aan die brein dat daar lae energievlakke vir die liggaam ontstaan wat tot die aktivering van adenosine 5 monofosfaat geaktiveerde proteïen kinese lei. Wat inhibeer die funksies en vorming van AMPK? Ooreet en verhoogde suiker en styfselinname, verhoogde insulienvlakke, hoë bloedsuikervlakke, te veel alkohol en mineraaltekorte onderdruk die nodige vorming van AMPK. Belangrik weer, wil weer herhaal, die belangrikste ete van die dag is die ete wat jy nie eet nie.